Paulus leer vir jou en Paulus leer vir my 'n baie belangrike ding in hierdie donker wêreld, in hierdie uitdagende wêreld, in hierdie moeilike wêreld. En hier kom dit. Hy skryf dit in 2 Korintiërs 2 vers 15. Vir jou en vir my, is jy reg? Ons, ek en jy, is soos 'n aangename geur wat ander mense van Christus bewus maak. Wow. Wanneer het jy aan jouself gedink as 'n aangename geur, as 'n identiteit, as iemand wie jy is, dit wat die Here jou maak? In Christus is jy 'n aangename geur en ek 'n aangename geur. Ons versprei die wonderlike aroma van Christus tot eer van God. As jy wonder hoekom jy leef, ons moet die wonderlike aroma van Christus in hierdie wêreld versprei. Ek gaan nou beeldspraak gebruik. Ek gaan nou 'n bietjie simbolies en metafories praat. Hierdie wêreld stink. Hierdie wêreld is 'n stinkwêreld. Daar's onaangename geure. Ek sê altyd daar's geure wat ruik soos vrot vis. Dit is asof daar vis lank daar in die son gelê het. En hierdie wêreld is partykeer 'n donker plek met 'n baie onaangename geur. En nou kom sê die Here, in plaas van net kla daaroor en moan daaroor en groan daaroor, weet jy wat? Gaan wees jy die verskil. Gaan wees jy die lieflike geur, die aangename aroma wat die geur van Christus versprei. Hoekom moet ons dit doen? Kom ek lees vir jou verder wat staan in hierdie vers. Almal wat met ons te doen het, weet daarvan. Die wat in hom glo en ook die wat op pad is na die dood toe. Hoor jy hoe lewensbelangrik is hierdie? Dis juis in die tye van vrot reuke in die wêreld, van sleggaan in die wêreld, wat ek en jy die aangename geur moet wees, die lieflike aroma van Christus versprei, sodat gelowiges en ongelowiges, kom ek lees dit vir jou weer, die wat in hom glo en ook die wat op pad is na die dood toe. Ander woorde, gelowiges hou jou dop en ongelowiges hou jou dop. Jou lewe is amper 'n Bybel wat ander lees. Ek sê altyd, en hierdie is weer tongerietjies, metafories bedoel, mense ruik aan ons. Mense ruik aan gelowiges. Hulle kyk na ons, hulle kyk stip na ons, hulle hou ons dop. Hoe tree ons op in moeilike omstandighede? Wanneer die geur in die wêreld onaangenaam is, wanneer ons in 'n stinkwêreld leef, wat doen jy? Wat doen ek? Ons het 'n verantwoordelikheid. Dit is 'n groot verantwoordelikheid, maar ook 'n groot voorreg om 'n aangename geur te wees. 'n Wonderlike aroma wat die heerlikheid van Christus vir hierdie wêreld wys. Kom ons gaan doen dit. Kom ons doen dit elke dag. Heerlike uitdaging vir jou en vir my. Lekker dag, lekker week.